Hartlik welkom. Baie bly om saam te kuier by hierdie geleentheid en ons is opgewonde as ons dink aan die hemelvaart van Jesus. Een van die ingrypende gebeure wat hier op aarde was. Ons maak groot gewag van Jesus se koms na hierdie wêreld met sy geboorte wat ons op Kersfees herdenk. Maar 'n groter geleentheid in 'n sekere sin is sy hemelvaart. Nou, hierdie jaar val dit op 14 Mei en ons wil graag so 'n bietjie fokus en kyk wat leer die Bybel vir ons oor die hemelvaart. En ons weet dat dit 'n ingrypende gebeure in hierdie geskiedenis van ons heil en redding is dat Jesus nou die tetelestai, hy het die prys betaal. Hy het sy opdrag voltooi op aarde, hy het hemel toe gevaar. En nou sit hy aan die regterhand van God die Vader. En hy tree vir ons in. En hy het sy Gees gestuur om in ons te woon. En dis juist waarby ons nou hierdie tyd wil fokus, is op die Heilige Gees. En wat 'n verband is daar tussen hemelvaart en die Heilige Gees? So ons gaan daarby bietjie stil staan by hierdie geleentheid. En ek wil vir jou uitnooi as jy vir ons wil kontak. Ons het 'n nommer 079-195-1586. Jy is baie welkom om vir ons WhatsApp te stuur. Ons is ook op sosiale media beskikbaar. Jy kan maar kyk na Instagram en ook op Facebook en op X. Wil ons elke dag vir jou bemoedig. En as jy graag ook wil hê ons moet hierdie boodskappe vir jou aanstuur en die gebede wat ons daar op 'n maandag 'n boodskap en woensdag 'n gebed het, dan laat weet vir ons net op hierdie WhatsApp nommer. En ons sal vir jou deel maak van die groep en vir jou dit ook uitstuur. As jy weer wil kyk of iemand wil laat weet wat nie DStv het nie, laat weet vir hom, ons is beskikbaar ook op YouTube en dat hy welkom is om hierdie boodskappe ook op YouTube op te luister en dit ook aan te stuur, die skakels na ander wat miskien oor see is en op ander plekke. Ag, laat weet vir ons. As jy van ver af ook kontak het met Keerpunt, ons wil graag weet waar oralster mense deel is van hierdie, kan ons amper sê, familie van Jesus. Nou, ek glo dat as ons nou gaan kyk na wat die Bybel sê oor hemelvaart, dan pas dit in op 'n fase waar ons nou terugdink aan Paasfees, die Goeie Vrydag, die herdenking van die kruisiging van Jesus, en dan op die derde dag het hy opgestaan uit die dood, en dan het ons op Paasondag herdenk ons die heerlikheid van ons Jesus, wat vir ons gesterf het en die offerlam geword het, wat lewe, en wat opgevaar het na 40 dae. Na sy opstanding uit die dood het hy by 12 geleenthede wat ons maar van lees, het hy aan mense verskyn en aan hulle bevestig dat hy leef, dat hy die dood oorwin het, dat hy die sondeprys betaal het en dat hy sy disippels nou 3 belangrike opdragte gegee het. Ja, vir jou, vir my as volgelinge van Jesus geld hierdie 3 opdragte steeds. En ons wil 'n bietjie kyk. By sy hemelvaart het Jesus 3 belangrike opdragte gegee. Wat is hierdie 3 opdragte? En wat is sy plan vir ons vir die pad vorentoe? Want ons weet na die hemelvaart het Jesus sê, hulle moet eers wag vir die Heilige Gees se koms, wat uitgestort is op Pinkstersondag 10 dae later. En ons weet dat 14 Mei is met ander woorde 10 dae daarna, 24 Mei, herdenk ons hierdie jaar, in 2026, herdenk ons die koms van die Heilige Gees. En die begin van 'n nuwe geestelike bedeling tot met die wederkoms as Jesus weer terugkom. Maar goed, kom ek lees vir ons in Handelinge 1, daai eerste 8 verse. Dis nou Lukas die skrywer wat die Lukas Evangelie geskryf het en nou 'n tweede een skryf, die Handelinge boodskap. My eerste boek, Theophilus, dis nou Lukas Evangelie, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee. Bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het.
En na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van die 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Soos julle van my gehoor het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? En hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou, kan jy sien, hier's 3 opdragte. Hy sê vir hulle, eerstens, julle moet gaan getuig. Julle moet nou hierdie evangelie oor die goeie nuus van verlossing van sonde, julle moet dit nou gaan vertel vir die wêreld. Dis die wonderlikste nuus, dat mense nuut en vry en skoon en heel kan word en die ewige lewe kan ontvang. Gaan vertel dit vir mense. En dan die tweede bevel gaan oor die opdrag om te wag vir die toerusting van die Heilige Gees se dooping en toerusting om hierdie boodskap te kan uitdra. En dan die derde opdrag wat hy hier gee, sy 3 laaste opdragte is, die derde ene is: wees gereed, want ek gaan terugkom. Sorg dat julle doen wat ek vir julle gevra het, sodat as ek terugkom, ek vir julle kan beloon omdat julle goeie en getroue slawe en diensknegte was. Nou, dis die wonderlike getuienis wat ons het, dat die eerste opdrag gaan oor getuienis. Jesus het hier op aarde gelewe sonder sonde, die vlekkelose lam geword wat op Golgotha gesterf het en wat die prys betaal het vir ons sonde. Hierdie goeie nuus, dat daar vergifnis is vir sonde, dat daar 'n nuwe lewe is, dat jy kan vrykom van jou verlede, dat jy kan heel en gesond word. Hierdie blye boodskap moet julle gaan vertel. Moenie dit vir julleself hou nie. As ons na Jesus se lewe kyk, wat het hy op aarde gedoen? Ons sien sy voorbeeld. Hy het van die begin af, het hy na mense uitgereik, met die liefde van God vir hulle vrygemaak van sonde. Daar by die put het hy 'n vrou gehelp wat in onsedelikheid geleef het. Hy het haar skoon en nuut gemaak, hy het haar gevul met die lewende water, sodat sy 'n getuie vir Jesus kon word. Ons lees dat hy daar in die vyeboom opkyk, en die wilde vyeboom sien hy daar sit Saggeus met sy sonde en sy vrees en sy skuld oor wat hy alles oneerlik met geld en met sy lewe en al die leuns en die bedrog aangevang het. En hy wil nie net by die kommissie verbykom nie, hy wil by God verbykom en hy soek vir Jesus. En Jesus is die een wat na hom toe kom en vir hom sê: vandag het daar redding vir jou gekom, klim af uit die boom uit, ek gaan by jou tuis gaan, bring jou vriende, ek wil vir hulle ook hierdie goeie nuus van vergifnis en verlossing vertel. Dit was Jesus se doel op aarde. Ek het gekom as die seun van God om te soek en te red wat verlore is. Daar in die huis reik Jesus uit na 'n vrou wat hom kom salf. Hy vertel vir haar die evangelie van nuut word en vergifnis. Tot aan die kruis is Jesus die een wat vir die man langs hom die evangelie vertel en sê: vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was Jesus se lewe op aarde. Dis waarvoor hy geleef het.
Dis wat hy gedoen het, oral waar hy gegaan het en mense gesien het in nood en sonde en verlorenheid en duiwelbesetenheid. Hy het hulle gehelp, hy het hulle verlos, hy het hulle nuut gemaak, hy het hulle skoon gemaak. En nou gaan ek hemel toe. Dit was my taak hier op aarde, maar julle moet nou aangaan. Dis nou julle verantwoordelikheid, dis jou verantwoordelikheid. Dis die opdrag aan jou ook, om nou te gaan en vir ander te vertel. Ek het goeie nuus, weet jy wat het Jesus kom doen op aarde? Weet jy van die verlossing, van die vergifnis? Weet jy dat daar vir jou 'n nuwe lewe is? Ek lees in hierdie gedeelte, in hoe dat Jesus ook in Handelinge 4, na sy hemelvaart lees ek, hoe dat hy vir hulle opnuut kom bevestig het. Dit is waarmee julle moet besig wees. Dis die taak wat julle hier op aarde het. Dis waarvoor ek julle wil toerus en bekragtig. Julle moet in hierdie wêreld uitgaan. Wat was Jesus se woorde in Handelinge 1 vers 8? Hy sê vir hulle, julle gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis die eerste opdrag, julle moet my getuies wees. Julle moet in hierdie wêreld uitgaan, julle het my voorbeeld gesien. Julle ken my plan. My plan het ek aan julle bekend gemaak en hier by die hemelvaart het hy vir hulle gesê, gaan nou die hele wêreld in en verkondig die evangelie van Jesus Christus. Gaan verkondig die boodskap van vergifnis van sonde. Dis julle opdrag. Dit staan in Markus 16:15, gaan verkondig hierdie evangelie, opdrag. Matteus skryf dit in sy evangelie hier by die hemelvaart, het Jesus vir hulle gesê, ek is by julle tot aan die einde, maar julle moet weet, julle moet nou na die wêreld toe uitreik, gaan na al die nasies toe en verkondig die evangelie, vertel vir hulle die goeie nuus, maak hulle my disippels en leer hulle hierdie waarhede van die Bybel. Dis die goeie nuus wat ek en jy ook moet uitdra. Dis sy eerste opdrag, sy bevel was, julle is my getuies, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook nou. Maar wat is die tweede opdrag? Wag in Jerusalem. Moenie uit Jerusalem af weggaan, voordat die Heilige Gees julle toegerus het nie. Ek stuur my Gees om in julle te woon, julle te bekragtig. Wag in Jerusalem totdat julle gedoop is met die Heilige Gees en met vuur. Dis die goeie nuus wat ons sien. Dat Jesus, hulle 10 dae lank gewag en gebid vir die Heilige Gees se koms. En wat gebeur op die ou end sien ons? Ons sien, daar kom vuurvlamme uit die hemel uit op hulle voorkoppe. Vuur wat die simbool is van lig in die duisternis. 'n Kers, 'n lamp. Hulle het net lampe gehad. Dit was die lig gewees. En nou kom hierdie vuurvlamme, hierdie lig kom in hulle harte in, op hulle voorkoppe en daal in hulle lewe neer en dis 'n nuwe vlam van God se liefde wat nou beheer neem van hulle lewe. Daar's 'n rukwind, 'n wind wat begin beweeg en kragtige dinge skuif. Kan nie die wind sien nie, kan nie die Heilige Gees sien nie, maar hy het hulle nou kom toerus. Hy het nou in hulle kom woon, hy het hulle lewe kom beheer, hy het hulle kom vervul. Nou is dit die Heilige Gees wat deur hulle gaan werk. Nou gaan hy hulle bekragtig en hy gaan vir hulle getuies maak, hulle is nie meer bang nie, hulle kruip nie meer weg in die boventrek nie, hulle gaan nou uit. Hulle gaan in die hele wêreld in en hulle van Jerusalem af, Judea, Samaria tot aan die uiteindes van die aarde dra hulle hierdie wonderlike nuus uit. Hulle het nie meer vrees nie. Hulle het nou 'n oortuiging en 'n vrede in hulle hart. Luister bietjie wat gebeur. Ja, natuurlik is die vyand op sy agterpote. Die duiwel probeer dit keer. Hy probeer die vlam dooddruk. Hy probeer die vlam keer. En dan breek daar 'n verskriklike vervolging teen die Christene uit. Maar wat doen hulle? Hulle kom by mekaar en hulle bid saam. Hulle sê, Here, ons is nou beangs en bevrees vir ons lewe. As ons van u getuig en vir mense van u vertel dat u vir ons sonde gesterf het en opgestaan het uit die dood en lewe, dat u die dood oorwin het, dat u wat aan die kruis gehang het lewe. Hulle kon jou nie doodmaak nie. En nou leef jy om mense se lewens nuut te maak. As ons dit vertel, dan is daar teekanting, is daar vervolging, is daar vrees.
Nou kruip hulle hier weg. Hulle bid. En wat gebeur? Die Heilige Gees kom opnuut om hulle toe te rus en te vervul, soos hulle bang was daar in die bovertrek. En die Heilige Gees hulle bekragtig het soort om met autoriteit en gesag en oortuiging en entoesiasme doelgerig in die wêreld uitgegaan het. Tydelik gedemp. Die Heilige Gees het hulle opnuut kom vervul. Hulle is opnuut bekragtig, hulle is opnuut in hierdie wêreld uit. En hulle getuig van Jesus. En hulle is nie meer skaam nie. Luister net 'n bietjie wat sê Handelinge 4 hieroor. Handelinge 4 vers 29 sê, nou bid hulle, né? Hulle bid saam oor hierdie krisis van die vervolging. En nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Wat is ons gebed? Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. En die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel en niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. En die apostels het kragtig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Die Heilige Gees, wag vir hom. Hy gaan julle toerus. Dis die tweede bevel. Julle my getuies wees, maar moenie dit probeer in julle eie krag nie. Vra die Heilige Gees om julle te kom bekragtig en toe te rus. En julle sal my getuies wees in hierdie wêreld. En mense se lewens sal verander. En die wonder het gebeur, die 12 het naderhand 3000 geword, naderhand 5000 geword. Kon naderhand nie meer getel word nie. Dit is die krag van God se liefde wat soos 'n stroom water, soos Jesegiel 47 sê, die woestyn verander in 'n tuin. Want sover as dit hierdie water loop, verander mense se lewens. Kom hulle tot bekering, groei die Christendom, word meer en meer mense na Jesus gelei. Wat is die derde opdrag? Daar sit 2 engele en hulle sê, hierdie Jesus wat julle sien hemel toe gaan het, gaan net so terugkom. En julle moet sorg dat julle gereed is vir sy terugkoms. En ons weet dat in die Bybel is daar verskeie verhale wat Jesus vertel het, gelykenisse wat Jesus vertel van hierdie edelman wat sy slawe toerus en vir hulle sê, nou moet julle my plaas versorg en my huishouding versorg, ek gaan weg, maar ek kom weer terug. Daar's 'n hemelvaart, maar daar's 'n terugkoms. En in hierdie terugkoms sê hy, daar's goeie nuus, want dan gaan ek julle kom beloon. En dan is dit so, die een man, 'n ander gelykenis wat hy vertel van die man wat al sy goed aan hulle toe vertrou, sy slawe, vir die een gee hy, kom ons sê 5 sakke goud en vir ander ene 2 sakke goud en vir ander ene 1 sak goud. En dan sê hy, julle moet nou alles in stand hou en werk en woeker met hierdie geld. Ek het vir julle opdrag gegee, gaan vertel vir mense, dra die evangelie uit, my Heilige Gees sal julle toerus. En wat gebeur? Een van hulle gaan begrawe hierdie goud, want hy is te bang om daarmee te woeker. Hy sit sy lamp onder 'n maatemmer, hy getuig nie, hy doen nie sy opdrag nie. Die ander een wat 5 het 10, toe die Heer terugkom, sê hy mooi so, jy het 5 gekry, jy het dit verdubbel, 1 van 2 het dit verdubbel. Hulle het gewoeker met hierdie opdrag, hulle was gereed vir die wederkoms, hulle het die loon van God ontvang, en daarom luister 'n bietjie, wat sê hy in Handelinge 1 vers 9 tot 11, oor die hemelvaart van Jesus, en die terugkoms, en die rekenskap. Nadat Jesus dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggaan, hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus,
wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Geliefdes, dit is die boodskap van die hemelvaart. Julle moet gereed wees, hy kom terug. Miskien vandag, miskien môre. Iemand het teen sy spieël 'n plakker gesit. Miskien vandag. Elke dag as hy opstaan, hy kyk en besef hy, miskien kom Jesus vandag. Dink jy nog oor die wederkoms? Dink jy daaraan dat Jesus gaan terugkom? Dink jy daaraan dat hy vir jou opdrag gegee het, dat hy vir jou toerusting gegee het en dat jy gaan moet rekenskap gee? Is jy gereed vir hierdie wonderlike dag om verslag te gee oor wat jy met jou taak en jou opdrag en jou toerusting hier op aarde gedoen het? Geliefdes, wat is jou persoonlike plan hier op aarde? Waarvoor lewe jy? Wat is God se plan vir jou lewe? Het jy al duidelikheid gekry? Wil jy nie gaan kyk wat is Jesus se groot doel en opdrag met sy hemelvaart? Hoe dat hy vir ons sê, ons moet weet, ons het 'n plan, ons het 'n doel. Ons moet die evangelie vir ander vertel, vir jou kinders, vir jou kollegas, vir jou man, jou vrou. Vertel hulle van Jesus en vertel wat hy vir jou gedoen het. Dis nie net teorie nie, dit is wat hy in jou hart gedoen het. Die evangelie wat vir jou waar geword het. Vertel vir mense en weet die Heilige Gees gaan jou toerus, hy gaan vir jou wys wanneer en waar en hoe jy moet praat en hy gaan jou bekragtig, vir jou die woorde en die insig gee en hy gaan mense se lewens voor jou oë verander en hy gaan jou herinner om so te lewe dat jy kyk na die wolke, dat jy gereed is vir sy wederkoms. Die wêreld se tekens is daar, dat ons lewe hier op aarde is duidelik. Is jy gereed as hy sou kom, miskien vandag? Wat is ons probleem? Hoekom swyg ons? As ek terugkyk na daai disippels, hulle was bang geweest. Hulle was bang vir mense, hulle was bang, hulle gaan in die moeilikheid kom. Hulle is bang hulle word gevang, hulle is bang vir slegte gevolge. En toe getuig hulle nie, toe sit hulle aan die bofortrek. Wat is ons verskonings? Petrus, wat was sy verskoning? Nee, hy het op 'n stadium sê, ek gaan terug viswaters toe. Ek gaan maar weer visvang. Wie van julle gaan saam? Ek gaan weer na die ou dinge van my ou lewe en my vorige lewe terugval. Wêreldse invloed se suigkrag. Is dit wat jou wegtrek van God? Dat jy so besig is met die wêreldse dinge, met die dinge wat vroeër vir jou alles was voor jou bekering, dat jy weer begin terugsak en teruggly in die ou dinge. Is dit wat maak dat jy stil bly? Dat jy nie praat nie. Dat jy nie vertel van wat Jesus vir jou gedoen het nie. Of is dit dalk dat jy in jou eie krag probeer? Soos Petrus wat nie die krag en die vrymoedigheid gehad om teen 'n diensmeisie eers te sê hy is 'n volgeling van Jesus nie. Maar dan lees ons, op Pinksterdag kom die Heilige Gees en rus hom toe en in die krag van die Gees praat hy en 3000 mense kom tot bekering. Hierdie man wat nie eers die vrymoedigheid gehad het om teenoor 'n slawe meisie te getuig nie. Nou die krag om voor die soldate en die fariseërs en die skrifgeleerdes op te staan, te sê, Jesus het vir ons sonde gesterf, maar hy het opgestaan uit die dood en hy leef en julle moet tot bekering kom. Dis die wonderlike getuienis wat ek en jy ook in hierdie wêreld moet uitdra. As ek dink aan my eie lewe, daar 'n fase in 'n stadium gekom wat ek besef het, dis waarvoor ek lewe. Ek moet die evangelie uitdra, ek moet vir mense vertel. En ek het in my hart 'n roeping gevoel om voltyds dit te doen. Jy hoef dit nie altyd voltyds te doen nie. Jy kan enige tyd, waar jy met watse werk en beroep jy besig is daar mense om jou met wie jy kan praat. Maar ek het ook gesien in my eie lewe dat ek nie die vrymoedigheid het toe ek die eerste maal saam met 'n dominee gaan en prakties doen, dat ek nie kan getuig nie. Ek weet nie hoe om vir hier sit 'n ou dame en ek moet vir haar bid en ek het stotter en ek het nie woorde nie. Kan jy sien die verskil wat die Heilige Gees gaan maak as hy jou lewe beheer? Jy nie wegkruip agter jou eie swakheid en onvermoëns nie, maar jy die Heilige Gees vra om jou toe te rus en jou te gebruik. Hy gaan dit doen. O, dis wat hy wil doen. Hy wil vir jou met krag uit die hoogte kom toerus. Dis waaroor dit gaan. Dis wanneer jy gaan begin verander, wanneer die Heilige Gees die beheer in jou lewe oorneem.
En ek weet, in my lewe was dit so. As ek in my eie krag nie kon getuig nie, weet ek vandag dat die Heilige Gees sal jou toerus om 'n kragtige getuie vir Jesus te word. Ek het gesien hoe die Gees werk, hoe mense tot bekering kom, hoe mense se lewens verander, en ek onthou, ek kon dit nie doen nie. Ek was te swak, ek was te bang, ek was te onseker, ek was te vol twyfel en ongeloof. Maar as die Gees deur jou begin werk, begin hierdie fontein loop en dit bring nuwe lewe, ewige lewe, waar jy met mense te doen kry. As jy vervul met die Heilige Gees, het jy al met hom 'n ooreenkoms gemaak en die volle beheer aan hom oorgegee, kan hy met jou lewe maak wat hy wil. Sal jy hierdie 3 opdragte gehoorsaam? Sal jy nou hierna gaan stil word en sê, Here, ek is bereid om u getuie te wees. Ek wil vra, Heilige Gees, kom rus my toe. En o Jesus, kom help my oë op die wolke te hou as u terugkom. Kom ons bid saam. Here Jesus, vergewe my dat ek so selfsugtig lewe. Dat ek nie hierdie opdragte uitvoer nie. Dat ek so vir myself en vir die wêreld en vir die tydelike en die verganklike lewe, en dat ek nie gereed is om voor u troon te verskyn nie. Here, maar ek wil bid, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Maar kom help my om my opdragte uit te voer en 'n getuie vir u te wees in u krag. In die krag van u Gees, gedoop met u Gees, met die vuurvlam in my hart. Vul my, o Heilige Gees, en stuur my uit as u getuie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.